Geliefdes, ons is steeds besig met ons preekreeks, werklik kerklik, en ons lees saam uit Efesiërs, soos ouer gewoonte vir die laaste paar weke. Lees ons uit Efesiërs uit. Dit is tussen Matteus en Openbaring, ons sal hom daar kry. Efesiërs 5 vers 6 tot 20. Ons fokusverse is vers 8b, sowel as vers 9. Ek lees vir ons die 83 vertaling van die teks. Moenie dat iemand julle met allerhande onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles wat aan die kaak gestel word, wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied ook, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid wat ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer om te wete te kom wat die Here wil dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank en buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons fokusvers, vers 8b en 9. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Die tema van vanoggend se prediking, lewe in die lig van alles wat goed, reg en waar is, steeds deel van ons preekreeks werklik kerklik, en ons fokus vandag op die bediening van die nagmaal. Geliefdes, wat 'n voorreg is dit dat ons vandag hier by mekaar kan wees in die huis van God. Die aanbidding, waar ons aanbid, waar ons saam die Here kan loof en prys. 'n Plek waar ons leer van die lig van God. Die lig in hierdie wêreld. Hier waar ons saam in hierdie kerkgebou is, ons kan amper sê dit is spreekwoordelike oasis waar ons in 'n donker wêreld, in 'n donker Suid-Afrika, gevuld met beerdkrag kan sien, daar is lig aan die einde van die tonnel. As ons nie van beter geweet het nie, of as ek nie van beter geweet het nie, en ek hierdie teks uit Efesiërs uit gelees het, sou ek waarskynlik gedink het dat Paulus is 'n Suid-Afrikaner wat in 2024 in Suid-Afrika leef, wat beerdkrag ken. Want hier begin hy praat oor die donker teenoor die lig. Ons was in die donker, maar ons nou in die lig. Baie keer gebeur dit ook, nie net in ons land met beerdkrag nie, maar baie keer gebeur dit, dat ons ook geestelike beerdkrag toepas, in ons eie lewe. Ek is 'n bietjie te besig in die week. Ons gaan nou die skakelaar afsit van kerk by woning, en dan gaan ek 'n bietjie later bly en slaap op 'n Sondagoggend. So ek pas geestelike beerdkrag toe. Dit gaan 'n bietjie swaarder hierdie maand, so ek gaan glad nie 'n bydrae maak by die kerk nie. So ons sit die skakelaar af van bydraes by die kerk. Want dit is mos my geld. Ek is nie lus vir kerklike bywoning nie, en ek is nie lus vir meelewing nie. Ek wil nie graag saam met mense wees nie.
So ek sit die skakelaar af van beerdkrag en ek loop direk na kerk, vinnig, spoedig, laat niemand my kan vaskeer nie. Ek is nie lus vir die koffie by die kerk nie. Dit is net enkele voorbeelde wat ons kan gebruik in ons eie geestelike beerdkrag scenario. Maar, kom ons fokus weer op wat Paulus hier sê. Paulus sê dat daar so is duisternis teenoor die lig. Hy maak hierdie voorbeeld duidelik, sodat mense kan sien daar's 'n kontras tussen die donker en die lig. Hy vergelyk in vers 10, die duisternis is 'n plek waar vrugtelose praktyke voortkom. Vrugtelose praktyke, met ander woorde, dis iets wat jy doen wat nutteloos is, wat nie bydra tot jouself, tot die samelewing, of tot enige ander plek nie. Dis nutteloos. Jy is besig om jou tyd te mors. Maar, ons moet eerder lewe in die lig, 'n plek waar die waarheid is, waar daar daadwerklik verandering is, waar daar gesien kan word. Ons moet erken om in donkerte te sit, en daarom het ons ook die voorbeeld gebruik van beerdkrag, is nie lekker nie. Om net te sit in die donker, dalk vir 'n oomblik geglons, of daar gaan die krag af, of wat ook al. Maar dit is nie lekker om in donkerte te moet sit, of te bly lewe nie. En daarom vanoggend ook met die fokus op nagmaal, word ons herinner aan die lig wat aangesit is, ook in ons lewe, sodat ons die lig kan leer ken. Want alles is as gevolg van die lig. God het aan die begin in Genesis gespreek, en daar was lig. Die lig was daar voordat dag en nag daar was. En so uiteindelik ook in die Nuwe Testament. God het Christus gestuur as lig in hierdie donker wêreld in. Omdat die lig eers gekom het en eers aangeskakel is spreekwoordelik, daarom kan ons nou lewe in die lig. Aktief, doelgerig, doeltreffend. En daarom vanoggend fokus ons op 4 elemente. Die waarskuwing wat in ons teks is. Eerstens die waarskuwing, tweedens dat ons in die lig geleer kan word. Dat ons derdens in die lig kan leef. En vierdens, laastens, dat ons behoort te lewe met dankbare harte in die lig, gedryf deur die lig. Waarsku, leer, leef en dank, dis ons kernbegrippe. Eerstens waarsku Paulus ons. Hy waarsku eerstens die gemeente in Efese en dan vir my en jou. In Efesiërs 5 vers 6 tot 10 sien ons Paulus waarsku die gelowiges teen die mislei. Hulle word mislei deur leeuwoorde. Letterlik beteken dit is leeg. Soos wat ons 'n emmer het wat niks in het nie, so is hierdie woorde. So is hierdie duisternis, so is hierdie valse leraars wat daar is om die gemeente weg te lei van die Here af. Leefwoorde. Daar's nie bedoeling daarby en daar's nie substansie nie. En hierdie duisternis en leefwoorde, soos wat ons reeds genoem het al vroeër in hierdie reeks, is as gevolg van die dwaalleraars wat daar ook is in die gemeente van Efese. Daar's mense wat allerlei snaakse dinge glo, soos die kosmiese kragte en daarso is een of ander afgod ergens in die lig. Hulle het beelde en tempels gemaak, mensegoeders. En hulle het gode aanbid, waar hulle eers iets van hulle kant af moet doen, om die gode gelukkig te maak. Terwyl ons weet, dis nie hoe God werk nie. En daarom moedig Paulus ook vir die gemeente in Efese aan, maar dis nie net die gemeente in Efese nie, ons kan dit amper as 'n templaat, as jy bloem vat en ons sit op ons eie wêreld waarbinne ons nou is. En ons sal sien daar sal steeds valse leraars wat allerlei snaakse dinge verkondig en die kinders van God hardloop agter hierdie soetsappige woorde aan. Maar saam met dit sien ons ook 'n wêreld gevul met sonde en duisternis van losbandigheid en geldgierigheid en mense wat dronk is en dronkaards is. Mense wat waarsêery toepas en hulle ook volg. En so herinner Paulus in hierdie waarskuwing ons aan die toorn van God. Die woede, die haat van sonde. Hy vermaan amper die gelowiges deur vir hulle te sê,
met hierdie duisternis moet julle niks te doen hê nie. Julle moenie eers daaroor praat nie. En hoe het dit ook al in ons eie lewe vandag in ons konteks plaasgevind? As ons baie reguit kan praat met mekaar, dit raak oukei om te sien daar's 'n halfkaal nakend persoon op die TV-skerm. Dis oukei. It's alright. Dis oukei om te vloek. Ons almal vloek. Dis oukei om te sê hoe baie het ek gedrink die naweek en ek is opgewonde. Ek gaan nie kerk toe nie want ek het 'n bietjie te veel gedrink. Ons moenie eers daarmee saam praat nie. Losbandigheid onder die jeug gebeur ook baie. Ek het hierdie naweek so en soveel gehad. Paulus waarsku ons dat ons moenie eers saam met hierdie mense praat nie. Ons het niks te doen hê daarmee nie. Want ons lewe in die lig. In die lig sien ons die vrugte van die Gees. Goedheid, geregtigheid, waarheid, wat ook die gelowige se lewe moet kenmerk. Alles wat goed en waar en reg is. Hierdie waarskuwing teen die misleiding en teen die verkeerde praktyke wat daar is in die gemeente se lewe, is daadwerklike roepe terug na die Here toe. Bekeer julle. Soos wat ons ook sien in die boek Openbaring, waar herhaaldelik, oor en oor, amper tot met respek gesê, vervelings toe, word die mense aangemoedig om terug te draai en te bekeer. En so begin Paulus die mense ook aanmoedig oor hierdie oorgang, hierdie transformasie van die donker na die lig toe. En wanneer ons vanoggend hier saam is om die nagmaal te vier en te herinner te word aan Christus, is dit ook 'n herinnering aan die transformasie in ons eie lewe. Die nuwe identiteit wat ons het in Christus. Paulus leer ons in 1 Korintiërs 11 vers 28 ook dat ons onsself moet ondersoek voordat ons deel hê in die nagmaal, sodat ons nie skuldig is aan die liggaam en die bloed van die Here nie. Dat ons nie verkeerdelik deelneem in die nagmaal nie. Daarom het ons ook die week voor nagmaal voorbegin berei vir die nagmaal. Ons lewe deursoek. Kyk wat skeiding maak tussen ons en God. Dit bely en daadwerklik anders te probeer lewe. En daarom is dit so belangrik dat Paulus die gemeente ook herinner van Efese om weg te bly van die praktyke van die duisternis en keer terug na die lig, want julle is kinders van die lig. Paulus sê, gebruik harde woorde, soos in vers 11. Moenie deel hê aan die onvrugbare praktyke in die wêreld van die duisternis nie. Inteendeel, ons moet dit aan die kaak stel. Wat beteken dit? Ons moet die masker afval. Dis oukei om te vloek die hele tyd, almal doen dit. Nee, ons moet die masker daarvan afval en sê, vuil taal moet nie uit ons monde uitkom nie, soos wat Paulus ons ook al gesê het. En so vanoggend, geliefde gelowige, word ons herinner deur die nagmaal om in hierdie donker tye waarin ons lewe, in hierdie sondige wêreld, ons eie sondes te bely en te bekeer, sodat ons ook erns kan maak teenoor hierdie waarskuwing wat daar is. 'n Waarskuwing wat as daar nie op gereageer word nie, dan staar ons die ewige dood in die gesig. Dan staar ons God se verlatenheid in die gesig. Dan staar ons die hel in die gesig. Hoe dankbaar is ek en jy nie ook oor hierdie waarskuwing nie. 'n Waarskuwing van Paulus vir die gelowiges deur die eeue. En so kom ons by ons tweede punt, die leer. Leer, geliefdes, leer uit die verlede, leer uit die skrif, leer uit gesprekke met medegelowiges. Leer saam. Leer saam met die verlede waar die Here vir ons gewys het hoe goed hy is. En dit gaan so ver terug tot in die volk se geskiedenis. Die Here is goed gewees vir hulle.
Die Here is goed gewees vir ons. Herinner mekaar daaraan, maar leer ook saam uit die skrif uit. Want daar leer ons ook van die barmhartigheid en die liefde en die genade van die Here. Sy langmoedigheid. Aanleenlike Vader wat lief is vir sy kinders, wat nie wil hê hulle moet ondergaan nie, sal herhaaldelik in langmoedigheid vir hulle sê, bekeer julle, kom terug na my toe. Kom terug na die waarheid toe. En so word ons vanoggend weer herinner, dat ons mekaar ook moet leer oor waaroor die nagmaal gaan. Dis nie net 'n simbool nie, maar dit is 'n teken en 'n seël. Die teken dat Christus waarlik gekom het, waarlik gesterf het, en ook waarlik uit die dood uit opgestaan het, vir ons. En 'n seël, sodat ons kan weet, dit is waar en dit is reg, soos God. Die nagmaal herinner ons ook aan daardie transformasie en daardie nuwe identiteit waarvan ons vroeër gepraat het. Weg van losbandigheid, weg van diewe en rowers, weg van sinnelose praktyke, sinnelose praatjies en leuns. Want ek en jy was ook daar. Ek en jy was werklik ook daar. En Paulus herinner die gemeente en ook vir my en jou vandag dat ons was daar, maar toe leer ken ons Christus. Toe lewe ons weer in die lig. Paulus gebruik die metafoor van die duisternis om die toestand van die mense te beskryf. Die geestelike blindheid, die geestelike toeore. Hy beskryf dit nogal redelik op 'n dramatiese manier. Hoekom? Want ons moet weet waaruit ons gered is. Ons kan nie bly wees en dankbaar wees as ons nie weet waaruit ons gered is nie. Ons kan nie net vir iemand sê dankie nie. Jy moet onthou om dankie te sê. Waarvoor moet ek dankie sê? Ek het dan niks gedoen of gekry nie. So ons moet die inligting hê, ons moet weet waaruit ons gered is. Ons is gered uit hierdie goddeloosheid uit, hierdie diewe, rowers, leuns, losbandigheid, geldgierigheid. Ons is gered daaruit, uit die ewige dood uit. Ons is gered daaruit, deur Christus. Ons is gered daaruit, om te lewe in 'n verhouding met God. Ons is gered. En daarom moet ons weet waaruit ons gered is, sodat ons kan lewe in dankbaarheid vir die verlossing wat ons ontvang het. En dan kom ons by die nagmaal, waar ons openlike belydenis maak van hierdie transformasie wat ook in ons lewe gebeur het. Maar dit sê nie dat ons nou perfek is nie, want ons is nog ver van daar af. Ons het nog baie gebreke aan ywer, aan liefde, teenoor mekaar, ons naastes, selfs teenoor God. Die duisternis simboliseer verder 'n ongehoorsame lewe en ons moet leer daarvan. Ons moet leer wat is die wil van God, sodat ons nie ongehoorsaam sal lewe nie. Dit is 'n lewe buite die waarheid, weg van die waarheid, gevul met leuns. Waar mense vasgevang word en mislei word deur valse profete en uiteindelik ook leuns, valshede wat hulle lewe lei. En daarom moet ons leer. Leer by in die verlede, leer by mekaar, maar meer belangrik leer uit die skrif. Want die lig van God wat gekom het tot ons, wat ons soek sien in die skrif, lei ons, sodat ons weg kan beweeg van die duisternis, sodat ons kan leef in alles wat goed en waar en reg is. En daarom ons fokusvers ook, vers 8b en 9. Nou in die Here is julle lig. So Christus het gekom. In hom is ons die lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Die Christus, hoe waar is dit? Die Christus is goed en waar en reg. Sy wil en wee is reg. Dit wat hy ons geleer het om te doen, is reg. Hy is goed. Het ons gewys hoe dit lyk. Daarom kan ons daarin lewe.
Deur die kragtige werking van die Heilige Gees sal hierdie moontlik wees, sodat ons kan voortleef en streef in dit wat goed is. Dat ons kan leef in dit wat reg is, en dat ons kan vashou in dit wat waar is. Wanneer ons die lig in hierdie lewe leer ken het, sal ons nie wil teruggaan nie. Want die goedheid wat uit hom uitkom, die reg en die waar, is net te goed. Dis net fantasties. Want dit bring lewe. Die goedheid waarvan gepraat word, verwys na morele en etiese waardes wat die gelowige moet hê. Wat in lyn is met en ooreenstemming is met die karaktereienskappe van wie God is. Moreel en eties. Maar ook 'n hart wat omgee. Wat vriendelik is, vrymoedig is, vrygewig is en om ander te help ook in hulle nood. Die goedheid gaan nie net oor reg te doen nie, maar ook oor die motiewe van ons hart. Hoekom doen ons dit? Doen ons dit dat almal kan sien in die gemeente, in die dorp wat ek gedoen het? Of doen ons dit met die regte motiewe? Want ons daadwerklik nood. Die Here wil daadwerklik uitreik na die wat hom nie ken nie. Terwyl geregtigheid of dit wat reg is die standaard wat God stel, waarvolgens ons moet lewe. Ons kan dit nie doen nie, en daarom het ons die Heilige Gees nodig, om ons te help hiermee in ons worstelstryd op die pad van heiligmaking, sodat ons kan leef in dit wat reg is. En laastens die waarheid. Die waarheid is nie net bloot die afwesigheid van leuns nie, maar dit is ook die wyse waarin ons lewe in ooreenstemming moet wees met die openbaring van die evangelie. Die goeie boodskap. As ons dit teen die tyd nog nie ken nie, lees Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Handelinge ook daarby. Lees dit die hele Bybel. Dan leer ken ons die evangelie. Die goeie nuus. Want is daadwerklike goeie nuus. Want dit hou in alles wat goed en waar en reg is. Paulus se verwysing na wat goed en waar en reg is om te beskryf wat die vrugte is wat ons moet wys vir die mense daar buite. Dat ons in woord en in daad wys wat ons glo. Geliefdes, soos dat ons onsself voorberei om die brood te eet en die wyn te drink en die nagmaal te ontvang, laat ons ook self terugdink aan dit wat goed en waar en reg is in ons verhouding met God. Dink terug aan wat is goed in ons verhouding met God. Buiten dat ons die ewige lewe gekry het, maar ook wat waar is. Dat hy 'n Vader is wat omgee, liefdevol is, lankmoedig is. Dink ook aan alles wat reg is in jou verhouding met die Here. Want die laaste week het ons soveel gefokus op voorbereiding tot nagmaal en dit wat verkeerd was in ons verhouding met die Here. Dit wat skeiding maak tussen ons en die Here, dat ons nou kan fokus met vrymoedigheid, omdat ons sondes bely het ook voor God. Dat ons daadwerklik fokus op dit wat reg is in ons verhouding met God. Mag ons deelneem aan die nagmaal vandag met opregte harte, gewortel in die lig van Christus, en mag ons lewe volgens sy wil, met die vernuwende krag wat ons ontvang ook deur die nagmaal, om sterk te staan in 'n wêreld gevul met letterlike beerdkrag, maar ook geestelike beerdkrag. Amen. Sjoe, geliefdes, wat 'n wonderlike oomblik was dit, dat ons saam kon die nagmaal vier. Dat ons saam as een liggaam die Here kon onthou aan dit wat hy gedoen het. Dat ons saam herinner kan word aan die bloed wat vergiet is en die liggaam wat gebreek is. Ons het pas nagmaal gevier en terwyl ons in hierdie oomblik is waar ons die Here loof en aanbid, mag ons daadwerklik onsself herinner en elkeen om ons
ook aan die wonderlike dade van God. Terwyl ons in hierdie gees van dankbaarheid en toewyding by mekaar, moet ons ook nadink aan wat Christus vir ons gedoen het en ons uitgebring het uit die donkerte uit in die lig in. Daar was 'n transformasie, 'n nuwe identiteit wat ons gekry het deur Christus. Hierdie nuwe identiteit roep ons op as kinders van God, sy volk, om nou te reageer daarop. En daarom ons derde punt, leef. Leef in die lig, in alles wat goed en waar en reg is. Om te leef is, en wat goed en waar en reg is, beteken om enkele aspekte van ons Christelike wandel in lyn te bring met God, dit wat afgedwaal is, maar om ook elke deel en sfeer van ons lewe vir hom te offer, as 'n lewende offer, soos dit ons ook lees saam in Romeine 12, waar Paulus sê, gee julle liggame as lewende offers aan God. Geliefdes, maar om enkele praktiese voorbeelde te doen, hoe leef ons in hierdie lig van God? Eerstens, daar buite. Ons begin van die algeheel en ons gaan dan af na die enkele toe. Daar buite, ons sê, ons moet opkyk na God, want hy is die bron van lewe. Ons het gelees in hoofstuk 3, hy is die bron van ons bestaan. As die gereformeerde kerk Buffeldorings in Vogvol, maar ook elkeen van ons, waar ons is. Hy ken ons by die naam. Maar hoe lewe ons in dit wat waar en reg en goed is in die samelewing? Dink daaroor. Daar waar ons sien, by ons werksplekke, by die skool, in verhoudings, daar waar leuns verkondig word, moet ons dit aanspreek. Want dit is goed, waar of reg nie. Daarom moet ons dit wat goed en waar en reg is najaag en daarna strewe. As ons sien daar is ongeregtigheid wat plaasvind, moet ons dit aanspreek. Wanneer ons sien daar is korrupsie wat plaasvind, moet ons dit aanspreek. Nee, maar ek gaan my werk verloor. Wat's belangriker, om te lewe wat in goed en waar en reg is, daadwerklik die Here te volg en in afhanklikheid van hom te lewe, of die paar rand wat ons kry aan die einde van die maand? Geliefdes, dink aan die geheel, die samelewing, waarin ons lewe. Hoe bewys ons barmhartigheid in dit wat goed en waar en reg is, by die mense daar buite, by die hulle, die mense waarvan ons nie noodwendig hou nie. Mense wat dalk 'n bietjie veiler as ons is, of dalk nie 'n kledingstuk aan het wat 'n naam het of 'n handelsmerk het nie. Hoe hanteer ons die hulle in wat goed en waar en reg is? Maar geliefdes, voordat ons net na hulle toe kan gaan, of voordat ons van opkyk kan uitkyk, moet ons eers 'n bietjie na binne kyk. Ons moet ook in 'n retrospeksie kyk. Hoe lyk dit prakties om daadwerklik te lewe in wat goed en waar en reg is? Dat daar nie spreekwoordelike geestelike beerdkrag in ons lewe is nie. Wat goed en waar en reg is ook om saam te wees met die gemeenskap van gelowiges. Om getrou kerk ook by te woon. Kerkbywoning, sodat ons met mekaar ons kan herinner aan hoe goed God was en is en sal wees. Ons lees in Hebreërs 10 vers 25, ons moenie van die samekomste van die nagmaal geleenthede af wegbly, soos, ek het verkeerd gelees. Hy sê daarso, ons moenie wegbly van die samekomste van die gemeente, soos party se gewoonte is nie. Paulus sê nie daar dat dit moet afsonderlik gebeur met nagmaal nie. In nagmaal het ons altyd hordes mense wat kom, wat ons lanklaas gesien het. Maar elke Sondag is waar ons die Here se opstanding vier, so hoekom is nagmaal 'n uitsondering op dit? Christus sê, deur die leiding van die Heilige Gees in Paulus se woorde, moenie wegbly van die samekomste van gelowiges nie. Hy sê nie daar kom net nagmaal en 'n doop en 'n begrafnis nie.
Hy sê moenie wegbly nie. Maar dit vloei voort na die erediens toe. Want as ons nie by die kerkbywoning betrokke is nie, dan kan ons nie die erediens deelneem in die erediens nie, dan kan ons nie die woord aanhoor nie, en dan kort voor lank trap ons in die struik waarvan Hosea ons waarsku en hy sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis aan my. Verder, om in die eredienste by te woon en saam met medegelowiges die Here te kan loof en aanbid, gee vir ons dit wat goed en waar en reg is, sodat ons geestelik ook kan groei. Geloof is nie 'n individuele ding nie. Ons kan as individue by die huis die Here aanbid en loof, maar dit is nooit die bedoeling van geloof nie. Dit is nooit die bedoeling van geestelike groei nie. Ons moet dit ook saam doen met mekaar, sodat ons, wanneer ons situasies en ons uitdagings kom, en ons kan nie meer nie, en ons vra, Here, waarom het U ons verlaat? Dan kan ons weet en sê, nogtans kan ons die Here prys. Soos Habakuk ook ons aanmoedig. Nogtans, ten spyte van alles wat in ons lewe aangaan, nogtans sal ons die Here loof, aanbid en prys. En dit is wat gebeur wanneer ons saamkom by die gemeenskap van gelowiges. Wanneer elkeen van ons saamkom na die gemeente toe, om die Here te aanbid, om te loof, om te sing tot eer van sy naam. Maar geliefdes, dit stop nie net by ons nie. Ons moet ook kyk na wat goed en reg en waar is met ons kinders. As ons kinders het, as elkeen van wie ook al van ons kinders het, party is geseënd met kinders 1, 2, 3, 5, ons weet nie. Maar ander is nie geseënd met kinders op daardie stadium van hulle lewe nie. Maar as ons 'n belofte gemaak het vir die gemeenskap van gelowiges, dan moet ons daardie belofte nakom, want ons het gesê ons sal ons kind grootmaak in die wil en die wee van God. Nou waarom is die katekisasieklasse so leeg? Hoekom bring ons nie die kinders by mekaar om te leer, om mekaar aan te moedig, om te groei en sterk te word ook in hulle geloof? So as ons 'n belofte gemaak het en gesê het ons sal ons kinders bring en ons doen dit nie, dan staan ons ook skuldig want ons het vals getuienis afgelê voor die Here van hemel en aarde. Dan lewe ons nie in wat goed en waar en reg is nie. Geliefdes, maar dit stop nie net daar nie. Wat van ons verhoudings met mekaar? Wat van daar waar gebroke verhoudings is? Wat daar? Wat is goed en waar en reg tussen mense wat mekaar haat en kwaad is vir mekaar? Daar's niks goeds en waar en reg daarin nie. Wanneer ons in verhoudings is wat seer gekry het, moet ons alles doen om seker te maak dat ons ook goed lewe in wat goed en reg en waar is. Hoe lyk dit prakties? Ons moet soek na waar daar foute is. Het ek van my kant af 'n fout gemaak? Soek wat goed was in hierdie verhouding wat nou gebroke is. Kyk wat goed was en wat reg is en wat waar was. Kyk na hoe ons moet lewe in hierdie verhouding. Wat het verkeerd geloop? Wat het gebeur? Wat moet gebeur? En hoe moet ons nou aangaan? Christus het eers vir my en jou kom wys hoe dit lyk om in versoening met iemand te lewe. Met God die Vader. Daarom kan ek en jy ook uitreik. Daar waar daar gebroke verhoudings is. Om te kyk wat goed en waar en reg behoort te wees daarin. Die waarheid is noodsaaklik vir enige herstelling wat moet plaasvind in 'n gebroke verhouding. Daar waar misverstande is, moet ons dit uitklaar. Ons moet soek na die waarheid. Geliefdes, en daarom, wanneer ons leef in wat goed en waar en reg is, ons het enkele voorbeelde nou genoem. Daar is nog 'n reeks en ons kan nog die hele dag besig wees.
Maar ons moet dan ook uiteindelik besef, ons moet in dankbaarheid lewe. Ons moet lewe in dankbaarheid in wat goed en waar en reg is. Nadat ons Efesiërs 5 vers 6 tot 20 en besonders 8 en 9 nagedink het oor wat goed en waar en reg is, moet ons ook nou so lewe. Die nuwe lewe wat Christus ons nou ingelei het, daai nuwe identiteit, waarin ons nou ook versterk is aan die nagmaalstafel, waar elkeen van ons nagmaal gebruik het. Ons het nou daarin lewe. Ons was in die duisternis, maar ons is nie meer nie. Hierdie transformasie roep ons op om die Here te loof en te prys en te aanbid. Daarom moet ons soek na alles wat goed is en waar is en reg is. En 'n lewe van dankbaarheid se reaksie is om ook te verkondig van dit wat goed en waar en reg is. Hierdie nuwe lewe van lofprysing en dankbaarheid kom nie uit onsself uit nie. Want ons gaan altyd iets kry om oor te kla. Ons kan dit maar ken. En daarom moet ons bid, aktief bid vir die Heilige Gees om in ons harte ook ons te lei in dit wat goed is, wat waar is en wat reg is. Laat ons dan ons lewe gee as 'n lewende offer wat getuig van die evangelie oor dit wat goed is, wat waar is en wat reg is. Mag ons voortdurend vervul wees met die lig van dit wat goed is en dit wat waar is en dit wat reg is. En mag ons dit in elke aspek van ons lewe ook duidelik sigbaar maak. Die hier waar ons is, in kerkbywoning, meelewing, katekisasie, maar ook die daar waar ons by die werk is, in verhoudings staan, waar gebroke verhoudings is, waar die sondige wêreld is. Geliefdes, kyk op, die lig is aan. Daar's nie beerdkrag nie. Daar is nie geestelike beerdkrag nie. Kyk, die lig is aan. Gaan lewe nou voort daarin. Lewe in die genade van die Here, die liefde van ons Vader, en die leiding van die Heilige Gees, om altyd te streef na dit wat waar en reg en goed is. Amen.
Goeiemôre geliefdes. Ons het as kerkraad saam besluit dat ons net die afkondigings na die diens wil doen. Die rede daarvoor is dat wanneer ons dit voor die diens doen, is ons gedagtes dalk by die afkondigings, nie by die erediens self nie. So dit maak eintlik sin dat ons die afkondigings eerder vir na die diens los. Die wat gewonder het hoe ons dit na die tyd doen. Eerstens wil ek net sê baie dankie aan die susters en almal wat betrokke daarbey was met die pragtige versiering vanoggend in die kerk. Dit is werklik mooi. Daar gaan vanselfsprekend nie katekisasie wees vanoggend na die diens nie. Wat ons die nagmaalsete gaan hê. Dan is ons baie dankbaar en bly te hoor dat Suster Hilda van Doen en Suster Elmarie Snyman ontslaan is vanuit die hospitaal. Ons bid vir die pad wat hy voor lê, vir gesondmaking en die Here julle ook daarmee sal seën. Dan in terme van vergaderings, die Vrydag die 30ste Augustus is dit die Fanfest by NG Kerk Noord. Kom ons gaan ondersteun ook ons medegelowiges daar om 'n draaitjie daar te gaan maak en ietsie te koop en ek verstaan ook hulle het altyd allerlei lekkerrye en goed om te doen daar. Die Vrydag, die 6de Augustus, is dit ook die laerskooljeug se byeenkoms. Ek herinner julle daaraan. Dan wil ek julle weer eens uitnooi vir elke Dinsdag die gemeente Bybelstudie wat om 6 plaasvind hier in die kerkgebou of in die saal. Ons werk lekker deur die myne en ons leer so baie en julle is almal welkom om te kom. Dan herinner ek julle ook aan die lofprysingsdiens wat vanaand om 6:00 plaasvind. Kom asseblief dat ons saam die Here kan loof op 'n wonderlike dag soos vandag, sy dag. En dan vir verjaarsdag hierdie week, die 27ste Augustus, is dit broer Jaapie van Antwerpen en die 29ste Augustus Karin Marits. Ons wens julle almal by voorbaat geluk. En mag die Here julle seën in julle komende lewensjaar. Dan direk hierna, ek wil ook net eers met spesiale verwelkoming aan Suster Letty Koetser, asook Eloise, Daphne en Robert, wat nou uiteindelik deel is van die gemeente, baie welkom aan julle. En dan direk as ek nou klaar is, gaan oor die Erasmusventer gou met julle die nuwe bedieningsmodel bespreek. En daarna wil broer Koos Roots ook net ietsie sê oor die genadehuis. Dankie.